vir julle ook daarvoor seën. En as jy nie kan gee nie, dis ook alraai. Die Here ken jou hart en hy weet wat jy kan doen en wat jy nie kan doen nie. Amen. Prys die Here. Wie's bly? Amen. Ja, amen. Okay. Yes. Kom ons sing saam. Baie dankie julle. Amen. Yes. Amen. I know He rescued my soul. His blood has covered sins. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe.
you are on the throne. Oh, we worship you. Ons gee al die lof en die eer, Here. En ons sit hier op die troon. Here, U is nog altyd op die troon. Maar vanoggend wil ons net weer verklaar dat U is die koning van die heelal. U is die koning van my hart. En nie die Geer. Oh, I worship your name, Jesus, the name above all names. You're able to do it. I know you can. 'Cause God, you are faithful to move again. This mountain, it seems big. I know you're with me. So Jesus, I'm grateful to the very end. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. Yes, I am. Yes, I am. I can feel your power washing over me. I'm free indeed. You are my Savior, so I won't fear. 'Cause I know you got this. Your power's healer. Oh, you are my breakthrough. You're making all things new. So I praise you forever. It's you I sing. Yes, I sing love. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. I'm free indeed. Yeah, I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. 'Cause I'm free indeed. 'Cause God, you're on the throne. You are in control. You are in control. Waiting over all. You are powerful, so powerful. I lift your name. Come on, let's lift His name on high. And I give you praise. For you make a way. You make a way. He is powerful, so powerful. I can hear your voice singing over me. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. I'm free indeed. Let's just feel His power wash over us as He renews our strength. Oh, you renew our strength, Lord. We wait on you. We wait on you, Lord. We wait on you, Lord. Those who wait upon the Lord will be renewed in strength.
we put you in the highest place. We enthrone you, Lord, King of all, King of all. 'Cause we know that you will make a way. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we lift you up with our praise. Let's go back to Jesus. Jesus, we enthrone you. Lord, we do. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise, Lord. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, as we worship in your throne, come now, Jesus, and take your place. Here wys my so kort aan hom vanoggend. Ons soek na hom. Maar hy is nie koning nie. Hy wys vir my dat ons moet hom op die troon sit en sy glorie soek. And all things shall be added unto you. So volgende as jy wil hê dat God moet 'n pad vir jou maak. Hy moet jou deur hierdie omstandigheid sien. Hy moet jou deur jou siekte vat. Onthou, God los ons nie. Hy is met ons in ons stryd elke dag. Maar ons oë moet nie gefestig wees op ons probleem nie. Ons moet ons oë shift na God. En hy sê vanoggend, as jy dit doen, His grace is enough. His grace is enough. Jesus, you are enough. Ons gaan hom weer van voor af sing. In jou oog, in jou geestesoog, sien jy vir Christus op die troon sit vanoggend. En hoe jy al jou probleme net vergeet. Because He's already overcome them all. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. Lord, we raise you up with our praise.
place you on the highest place, Jesus. King above all kings, Lord of all, you are the only one who deserves all our praise, Lord. You have made a way, and you will make a way. You have healed, you will heal again. Here, ons gee al die lof en die eer, want as ons terugkyk op ons lewens, het ons hier gesien, ons het die hand al gesien. En dit gee ons hoop om te weet dat U nou en vir ewig weer kan doen. Here, U woord sê dat ons moet aanhoudend in gebed voor U ons versoeke bring. En Here, vanoggend wil ons net weer ons versoeke voor U voete lê, Here, want ons weet, Abba Vader, dit is ons tyd met U, wat ons met U kan praat. En ons wil vir U dankie sê dat die voorhang so geskeur is en dat ons direk kan toegang kry tot U. You have paid the price. It is done, it is finished. Die Here maak 'n pad vir jou en vir my. En ons moet net ons oë gefestig hou op die Here, ons fokus op U vanoggend. En nie net vanoggend nie, elke tree wat ons uit hierdie gebou het gegee, vestig ons oë op U, Here. Because you deserve the glory. Take your place. Lord Jesus, take your place. You are the King. Here, laat U woord vanoggend op elke oor val en laat dit vrug dra. Dankie vir U woord. Dankie vir U seën. Dankie vir U genade. In Jesus naam. Amen. Thank you, Jesus, for your presence in this place. Here, hoe wonderlik is U naam. Here, as ons hier so lekker saam sing van U, is ons verstand te klein om te besef hoe dit gaan klink in die hemel wanneer ons voor U staan en saam met miljoene der miljoene engele U verheerlik nie. Dankie, Here. Dankie, Here, dat U die liede wat gesing is in lyn bring met die boodskap. Net U Gees kan dit doen. Ons loof en eer U. Amen. U kom maar sit. Baie dankie julle. Ons het regtig lekker saam gesing. Ek kan nie wag om die Here meer en meer in my lewe te eer en prys, want die oomblik wat jy sy lofliedere sing, verdwyn alle vrees. Baie welkom aan elkeen van u die wat ek nog nie gegroet het nie. Spesiale welkom ook aan my seun en sy vrou wat vanoggend hier vir die eerste keer is. Mag die Here elkeen van u aanraak. Ek wil met 'n grappie begin nou. Ek weet baie van die grappies is nie regtig gepas om hier die woord voor ons die woord bring te doen nie, maar hierdie grappie is in lyn met wat ek gaan bring. Hierdie tannie kom uit die supermark uit. En toe sy by haar kar kom, toe is haar sleutel binne in die kar. En sy wonder wat gebeur en sy tel 'n stuk draad op
En nou karring sy hierso binne, maar sy kry dit nie reg nie. En na gespook, vra sy die Here, stuur net iemand wat my kan help, asseblief Here. En daar kom 'n ou met 'n motorfiets, so 'n skraffie ou. Baard en 'n growwe ou. Hy stop haar, hy sê, Tannie, laat ek jou help. Binne 10 sekondes is die kar oop. Sy sê, Here, dankie dat U hierdie goeie man gestuur het om my te help. Hierdie ou sê, ek kom nou net uit die tronk uit verroof. Ek is nie 'n goeie man nie. Sy sê, dankie Here, dat U 'n professional gestuur het. En dit is wat die Here doen. Daarom wil ek vanoggend met U praat. Ons Dr. Pieter het nou 'n paar keer nou oor die herder gepraat. Nou wil ek vir U sê, die tema van vanoggend, die herder, is vir jou. Want daar's 'n Engelse gesegde wat sê, the odds are against you. Maar ek wil nou vir U sê, the odds are for you. Want die herder is vir jou. Baie van ons, dit is vir ons maklik om deur die lewe te gaan en aan redes te dink hoekom ons nie suksesvol kan wees nie. Ons kyk na ons situasie deur natuurlike oë en dink the odds are against us. Wanneer dit so goed gaan met my, wanneer niks in my lewe verkeerd is nie, dan het ek soveel geloof in God en ek weet God het my lief. Dan raak ek soos Petrus om te sê, Here, ek het so lief vir U. Ek sal sterf vir U. En dan gebeur dit dat iets in my lewe my wêreld omkeer en ek begin twyfel. Wees eerlik. Miskien twyfel jy partykeer of God nog in beheer is. Miskien twyfel jy soms of God nog bestaan. Maar ek glo nie ons twyfel daaraan nie, want ons sien sy hand. Maar dalk twyfel jy oor sy goedheid. En as jy nie oor sy goedheid twyfel nie, twyfel jy dalk oor God se vermoë as God. As jy kyk wat in jou lewe gebeur. Jy vra dalk vir die Here, hoekom? Here, hoekom moet ek hierdeur gaan? Want ons sien elke oggend die son opkom. Ons sien in die middag die son ondergaan. Ons sien die mooi in die see en hierdie dinge skreeu dit vir ons uit. Daar is 'n skepper God wat ongelooflik is. En vanaand sit ons die TV aan en ons sien dat 'n orkaan het 'n hele stad in die Filippyne uitgewis. Dan sê ons, Here, maar hoe werk dit? Wanneer 'n baba gebore word, sien ons die liefde van God daarin. Maar die oomblik wat 'n geliefde van ons sterf, trek ons God se liefde in twyfel. Ons twyfel, in steede daarvan dat ons hierdie twyfel aanvat, steek ons dit weg, of ons maak dit bestaan nie. My plan is nie vanoggend om jou te laat ophou twyfel nie. Ek kan dit nie doen nie, ek kan jou nie laat ophou twyfel nie. En in die tweede plek, as ek jou kon laat ophou twyfel, sou ek dit nie doen nie, want dan sou ek jou geloof ook vernietig. Geloof en twyfel stap saam. As jy nie twyfel het nie, het jy nie geloof nodig nie. Hulle sê in Engels, in the presence of certainty, you don't need faith at all. En dit is so waar. As jy seker is van iets, het jy nie geloof nodig nie. Ek het met mense gepraat wat vir my gesê het, my oupa was 'n alkoholist, my pa was 'n alkoholist. Wat gaan van my word? Dit lyk nie goed vir my as ek na my stamboom kyk nie. Solank jy so dink, gaan jy bly waar jy is. Ek en jy het die mees kragtigste krag
tot ons beskikking. God het jou gekroon met sy guns. Dit staan in die woord. Hy het jou versterk met die Heilige Gees krag om jou te help veg teen al hierdie vyande, teen die reëse in jou lewe. God sal nie toelaat dat iets in jou lewe gebeur as hy dit nie kan omdraai tot sy eer en tot jou eer nie. Dit lyk dalk of die odds teen jou is, maar die allerhoogste God is vir my en jou, altyd. Hy het die see laat oopgaan. Hy het water in wyn verander. Hy het blindes laat sien, dooies opgewek. Jou omstandighede mag dalk onmoontlik lyk, maar die God van die onmoontlike doen die moontlike, van die moontlike. Hy doen alles wat jy dink is onmoontlik. Kom ons lees Romeine 8 vers 31 tot 32. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie. Wow! As God vir jou is, beteken dit, die odds is vir jou. Die herder is vir jou. Moenie dink, jy kom uit 'n verkeerde familie nie. Moenie dink, dinge gaan so bly, soos wat dit was nie. Jy het 'n herder, wat vir jou is. Die oomblik toe jy hierdie herder aanneem as jou verlosser, is jy gebore in 'n nuwe familie. Het jy 'n nuwe vader gekry. En nou is daar royal bloed wat binne in jou vloei. Wanneer jy dit besef, kan jy groot dinge in jou lewe verwag. Sê dit heeldag, die Here is my herder. Die Here is my herder. Ek gaan niks kort kom nie. Want God, ek is 'n kind van die Allerhoogste God. Moenie verbaas wees as jy in 'n situasie kom en alles is teen jou nie. Dit lyk of daar nie 'n uitweg is nie. God het jou daar gesit, sodat hy alleen die eer kan kry, wanneer hy jou situasie gaan omdraai. Almal sal weet, God is in beheer. Dink bietjie aan Gideon. Daar kom 'n klomp Midianiete om teen hom te veg, en nog 2 ander stamme. En hy stuur 'n boodskap vir die manskappe om te kom veg. En tot sy verbasing kom daar 32,000 manne. En hy dink, yes, ons gaan hierdie ouens klaarmaak. Totdat die Here vir hom sê, nee, sê vir almal wat bang is, hulle moet teruggaan. En 22,000 gaan terug huis toe. Ek weet nie hoe Gideon toegevoel het nie. Maar die Here sê vir hom, as jy die Midianiete verslaan het, met 32,000 man, sou jy gedink het, dit is jy wat so grand is. Toe sê die Here verder, almal wat op 'n sekere manier water drink, moet huis toe gaan. 9,700 gaan huis toe, en hier sit hy met 300. Gideon het gedink, ek gaan uitgewis word. Ons kan nie met 300 man hierdie groot oormag beklei nie. Vir hom gelyk asof die odds teen hom is. Maar God sê, gee vir elkeen 'n trompet, en in die middel van die nag, wanneer hulle slaap, gaan blaas julle so hard as wat julle kan op daai trompette. Nou toe ek in die weermag gekom het, ek kom as 'n jong laaitie daarin, ek is Bloemfontein toe, en die eerste oggend, 4:00, kom hulle met sulke deksels en goed. Jy val van daai bed af. Nou ek glo hierdie ouens het van daai eetblous afgeval, want die woord sê, hulle het sommer tussen mekaar begin beklei. En hulle, die Israeliete, het hulle oorwin sonder om een vinger te lig om te veg. Dit het soos 'n terugslag gelyk, maar God het Gideon opgestel vir groter dinge in die lewe. Wanneer die odds teen jou is,
Moenie bekommerd wees nie. God sal jou situasie omdraai. Jy mag dalk voel soos die ander dalk, maar onthou met God aan jou kant is jy ver in die meerderheid. Ver. Jy het die een wat saak maak. Die herder van Psalm 23 is vir jou. Later het Gideon se vyande gesê, hoor jy, ons het gesien wat jou God met Israel doen. Ons gaan nie teen jou beklei nie. Hulle het nie vir Gideon bang gewees nie. Hulle was bang vir Gideon se God. Almal het geweet wat hierdie God kan doen. God wil jou die oorwinning gee, sodat mense kan sien hoe groot is God. Die mediese verslag sê dalk vir jou, jy gaan dit nie maak nie, maar hier staan jou. Jou oupa was dalk 'n alkoholist, jou pa was dalk 'n alkoholist, maar hier staan jy. Jy is nie 'n alkoholist nie. Wat het gebeur? Die herder is vir jou, omdat jy hom toegelaat het om jou lewe oor te neem. En Eksodus sien ons hoe God Farao se hart verhard. Ek het altyd gewonder oor hierdie ding. Die Here sê dan, gaan red die volk, en dan verhard hy die koning se hart. Hoekom het hy dit gedoen? Sodat God die glorie kan kry. Hoe meer pla, hoe meer wonderwerke was daar, en hoe groter was God in almal se oë. Ons moet ophou kla en vra, Here, hoekom kom ons nie uit 'n situasie uit nie? Hoekom is daar reëse in my lewe? Hoekom is daar hierdie berge om oor te klim? Daardie hindernisse sal gebruik word deur God om my en jou vorentoe te vat. Ek weet dit is nie lekker wanneer jy in 'n moeilike situasie is nie. Hou jou gedagtes gefokus op God. Hy wil jou 'n voorbeeld maak van sy goedheid. Die drie tieners, Sadrag, Mesach, Abednego, word in 'n vuur ingegooi, maar voordat hulle ingooi, sê die koning, stook hy vuur 7 keer erger. Hulle het selfs gesterf toe hulle daar ingooi. Maar hierdie tieners het rondgeloop op binne en hulle het nie eens na rook geruik toe hulle daar uitkom nie. 7 keer erger. Met ander woorde, die wonderwerk was 7 keer groter geweest. As dit met jou slegter gaan en slegter, weet net, die wonderwerk wat God vir jou gaan doen, gaan groter en groter wees. Selfs die koning het gesê, prys die God van Sadrag, Mesach en Abednego. Wanneer jou weermag net 300 sterk is, wanneer die reëse in jou lewe jou in 'n vuuroond wil gooi, wat 7 keer erger is, moenie bekommerd wees nie. Die Here is aan jou kant. Ek het gehoor van 'n man wat sy hand met 'n geroeste blik gesny het, en daar kom toe 'n baie slegte infeksie in sy hand. En hy is hospitaal toe, en hy het half en half in 'n koma gegaan, en die dokter het gesê, hierdie man het 50-50 kans om te lewe. As ons nie die regte antibiotika kry nie, gaan hierdie man sterf. Elke uur wat verbygegaan het, het sy kanse 5% minder geword om te lewe. Na 264 uur later het hulle die regte antibiotika gekry. Hierdie man het nog steeds gelewe. Hy moes dood gewees het, maar hy het nog steeds gelewe. God kon hom na 'n uur gesond gemaak het, maar hy het nie. Partykeer sal God dinge slegter in jou lewe laat gaan, voordat hy intree. Moenie opgee nie. Step up. Jou koning is op pad. En dan sal hy 'n getuie wees. Bly in die geloof. Lazarus, Martha en Maria laat weet vir Jesus, Lazarus is siek. Ekskuus. Kom help asseblief. Maar Jesus is in 'n ander dorp en hy is besig met die dinge van die Vader.
So hy kom nie, want hy wil ook sy krag aan die mense tentoonstel. Hy kom daar aan toe Lazarus al 4 dae dood is. Die kans om te lewe was verby gewees. Jy sien dalk nie uitkoms nie, maar die herder het jou in die palm van sy hand. Want Jesus kom staan by die graf en hy sê, Lazarus, kom uit. Hy sê nie net kom uit nie, want as hy gesê het kom uit, het al die grafte in die omgewing oopgegaan. Hy sê Lazarus kom uit, want wanneer God praat, staan dooies uit die dood uit op. Die Sadduseërs het gedink, dit kan nie meer wees, want hulle glo nie aan die opstanding nie. Hulle glo, na 3 dae het die gees en die liggaam geskei en dit kan nie weer by mekaar kom nie. Maar Lazarus het 'n lewende getuie geword. Almal het van hom geweet. Waar Lazarus geloop het, het mense pad gemaak en gesê, daar's Lazarus, hy is uit die dood opgewek. God wil sy guns ook aan jou bewys. Onthou jy toe hy die hemel en die aarde gemaak het? Hy het dit uit niks uit gemaak nie. Nou die experts sal vir jou sê, daar moet iets wees om iets te maak. God het niks gehad om mee te werk nie. En hy het die heelal begin uit niks uit. Hy het niks gehad nie. God het woorde gebruik. Hy het nie 'n manier probeer vind hoe om hierdie aarde te skep nie. Maar toe hy praat en hy sê, laat daar lig wees, toe kom lig aangehardloop teen 186.000 myl per sekonde. En joep, daar is soos lig. En daai lig travel vandag nog teen daai ongelooflike snelheid. Hy het nie 'n weg gesoek nie, want hy is die weg. God het nie 'n deur gesoek nie, want hy is die deur. Hy word nie beperk deur jou omstandighede, deur jou agtergrond nie. Hy kan uit niks uit iets maak. Dink wat hy met jou kan doen, want jy is sy oogappel. Die woord sê, ons is God se oogappel. Hy het die lewe in jou geblaas. Jy dink dalk, jou situasie is verdoemend. God het reeds mense opgelaai om jou te help. Om jou uit die gemors uit te help. Jou drome in jou is nie gekanselleer net omdat jy bad breaks gehad het in jou lewe nie. Jou drome is nog steeds lewendig. Laat God toe om hierdie drome 'n werklikheid te maak. Jy kan steeds wees wie jy is in God, want die herder is vir jou. Ek sluit af. Die blinde man wat Jesus gesond gemaak het in die tempel. Hierdie priesterhoofde en fariseërs het aangehou met hom praat. Wie het jou gesond gemaak? Hulle wou gehad het, hy moet iets sê, sodat hulle Jesus kan veroordeel. Maar wat sê hy? Ek weet nie. Al wat ek weet, gister was ek blind, nou sien ek. Vandat Jesus in my lewe gekom het, kan ek sien. Sonder Jesus was my lewe doelloos, maar vandat Jesus in my lewe gekom het, voel ek weer waardevol. Gister was my lewe gefrustreerd geweest, maar met Jesus in my lewe het ek vrede. Gister was my huwelik op die rotse, vandag is ek weer gelukkig, want Jesus het kom oorneem. Laat die goeie herder jou lewe vul. Hy is vir jou. Ek sluit af met 2 teksverse. Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Aan jou omstandighede gaan hy iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in droë wêreld
riviere opspring. Net God kan dit doen. Lukas 1:37, want by God is niks onmoontlik nie. Neem hierdie woord, face jou situasies. God het jou. Die herder van Psalm 23 is vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie, baie dankie. Here, dat U hierdie aarde uit niks uitskep nie. Here, waar U vandaan kom, weet ons nie, en hoe U geskep is, weet ons nie, maar ons weet, U lewe, die enigste lewende God. Ek wil U vra deur die Gees, suiwer ons gedagtes, sodat gerig sal word op die dinge daarbo. Suiwer ons harte, dat daar net liefde sal wees. Suiwer ons lippe, Here, dat ons net sal praat wat U behaag. Dankie dat U vir ons is. Dankie dat ons U op U woord kan vat. Waar Romeine sê, as God vir ons is, kan niemand teen ons wees nie. Dankie daarvoor, my koning. Amen. Hierdie week het ons dieselfde afkondigings. Jy het dit vroeër gesien. As dit die Here se wil is, dan sal ons volgende week weer hier by mekaar kom om die woord van die Here te hoor. Mag jy 'n wonderlike week hê. Mag jy vashou aan Jesus wat U in die palm van U hand het. Ons gaan nou 'n lekker lied saam sing. Ek wil net vra dat die bestuursraadslede onthou om net agter te bly asseblief. En wanneer ons klaar lekker gesing het, dan gaan ons hierdie week tegemoet met God aan ons kant. Amen. Amen. God is good. Amen. And all the time? God is good. Ag, kom nou. God is good. All the time. And all the time? God is good. Amen. Let's go. Yes. God is good. All the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good.
van die Here.